So terwyl die gordyn op die verhoog van 2025 besig is om te sak en die laaste sandkorrels deur die uurglas val, wil ek jou uitnooi om vir 'n paar oomblikke net tot stilstand te kom en saam met my vir 'n oomblik terug te kyk op 2025. 'n Terugblik in 2025. Nou iemand het eendag hierdie woorde geuiter en gesê, the first rule of every new year is not to dwell on what went wrong in the past year, but to wrap it up by the 31st of December. Nou dit klink baie eenvoudig, maar ons besef dat die lewe nie so maklik is nie. Dis nie soos 'n spring clean wanneer jy net besluit, wel, ek maak nou skoon en dit wat ek nie meer wil hê nie of nie meer plek vir het nie, gooi ek nou net weg. Nee, die lewe werk anders. Maar ek dink wat tog wel belangrik is dat ons tyd sal gebruik voordat die jaar verby is en die nuwe jaar in volle swang begin, om net vir 'n oomblik te gaan besin oor die jaar wat verby is. Wat het ons geleer in 2025? Wat van 2025 wil ons graag saam met ons neem die nuwe jaar in? Wat wil ons agterlaat in hierdie jaar? Wat wil ons mee klaarmaak? Wat wil ons los en wat wil ons net in die verlede bære? So, ek wil hê jy moet vir 'n oomblik hieroor dink. Wat is dit wat jy geleer het? Wat is dit wat jy saam met jou wil vat? Wat is dit wat jy wil los? Sal jy ernstig voordat die nuwe jaar begin net 'n paar oomblikke hieroor dink en daaroor besin? Nou soos elke jaar is dit maar my gewoonte om terug te gaan en te kyk waartoe die Here ons uitgenooi in die jaar wat verby is. Elke jaar vertrou ek die Here dat hy vir ons 'n tema vir die jaar sal gee. En ja, ek weet nie altyd hoe die hele jaar gaan uitdraai en uitbê nie. En dit is altyd goed om net terug te gaan en te kyk, waartoe het die Here ons as geloofsgemeenskap Metamorfa toe uitgenooi? Waartoe het die Here ons elkeen as individu uitgenooi in ons prediking, in ons kernskrif, in die gedagtes wat na ons toe gekom het deur hierdie jaar? Ek dink jy is heel bewus van die kernskrif vir hierdie jaar. En dit was Johannes se woorde, Johannes die Doper oor Jesus. En daar in Johannes 1 vers 16 sê Johannes vir ons hierdie woorde wat ons kernskrif was. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Nou 2025 was 'n simboliese jaar, veral die 25. Nou die syfer 20 in die Bybel se alfabet is kaf, wat eintlik beteken God se volmaakte tyd of bestemming, timing, destiny. En hierdie 20ste letter beteken ook uit God se hand uit. Nou dink daaroor. Ek en jy het 365 dae uit God se hand ontvang in 2025. Dis genade. 5 is ook die Bybelse syfer vir genade en die meervoud van 5 is 25, met ander woorde dubbel genade. En ons het in hierdie jaar gepraat van grace upon grace, dubbele genade. En dit was die kern, dit was die hart van hierdie jaar en dit was ook die hart van die boodskappe, die uitnodiging, die prediking van hierdie jaar. Maar dit was Jesus se woorde wat ons goed ken daar in Matteus 11 vers 28, wanneer Jesus die skare uitnooi en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Die message parafrase sal jy onthou, het hierdie uitnodiging eintlik meer persoonlik gemaak, wanneer Eugene Peterson skryf, hy sê, come learn the unforced rhythms of grace. Matteus 11 vers 28 tot 30 in die message parafrase. Maar hy begin so, hy sê, are you tired? Are you worn out? Burnt out on religion? Dink bietjie vir 'n oomblik daaroor. Dink aan hierdie uitnodiging. Jesus vra vir hulle, en dan sê Jesus vir hulle, hy sê, come to me, get away from me, and you will recover your life. And I will show you how to take a real rest. Walk with me, work with me, and watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace.
Die begin van die jaar het ons na 5 ritmes van genade gekyk, die hart van genade, en het ons ook vir jou 'n hart gegee om dit fisies vir jou uit te beeld. En daar was 5 aspekte, 5 ritmes in hierdie genade: saving grace, reddende genade; sanctifying of heiligmakende genade; strengthening of versterkende genade; dan sharing genade en serving dienende genade. Dis die hart. En elkeen van hierdie ritmes het jou en my uitgenooi om eintlik in hierdie rus waarin Jesus ons uitnooi in Matteus 11 vers 28 na toe te kom. Maar ons het mos 'n geneigtheid om dit in ons eie krag te doen, deur ons eie vlees. En dis die goed wat ons moeg maak, wanneer ons dit probeer in ons eie krag en ons eie vermoë doen, en ons kom agter, hierdie goed werk nie. En dit was die uitnodiging in hierdie jaar, om te kom, om hierdie genade, hierdie ritme, hierdie unforced rhythm of grace, te kom leer. Nou, ons het hierdie woorde aangehaal, wat iemand geskryf het en gesê het, grace is the free and undeserved assistance God offers us, so that we might respond to His call to share in His divine life and attain eternal life. Wat 'n uitnodiging. Grace is the free and undeserved assistance God offers. Genade is dit wat God gee. Genade kom na ons toe in verskillende vorme, maar genade nooi ons uit om op God se roepstem te reageer, om te deel in sy lewe van oorwinning, maar ook om te deel in die groter ewige lewe wat hy vir jou en vir my beloof het. En daarom was Paulus se waarskuwing of vermaning vir ons in Galasiërs 2 vers 21, wanneer hy van homself praat, hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie. Die boodskap parafrase sê, ek kan nooit die goedheid van God deur my vingers laat glip nie. Dis so 'n mooi uitbeelding, wanneer ons dink aan hierdie uitnodiging in hierdie jaar, want nie net is ons uitgenooi in 2025 om hierdie ongeforseerde ritmes van God te leer nie, en dit omarm nie. Jy sal onthou, in ons lydingstyd reis, die opbou na Paastyd, was dit die lewe van Rahab wat ons uitgenooi het om hierdie genade van God net weer op 'n praktiese wyse te kon beleef in iemand se lewe. Vir elkeen wat aan God se woord gehoorsaam is. En dit was hierdie rooi tou van Rahab, en as jy hier agter my kyk op hierdie kaggel, het ons weer by ons Kersdiens hierdie rooi tou ingevleg, en hierdie rooi tou van Rahab, hierdie Tikva, het eintlik ons reisgenoot geword in hierdie jaar, a constant companion, en dit was ook die goue draad deur hierdie jaar, deur elke ding was dit verweef en gevleg. Rahab se lewensverhaal, geliefdes, het jou en my net weer kom hoop gee, dat God, ongeag ons lewens, ongeag ons verledes, ongeag waarvandaan ons kom, dat God se genade groot genoeg is vir ons. En daarom sê Paulus, wanneer hy aan die Efesiërs skryf, en is iets wat ek en jy oor en oor gehoor het, ek en jy is gered deur die geloof, en dis die genade van God, dis nie uit onsself uit nie, dis 'n gawe wat ons ontvang het. Uit genade is ons gered. En die profeet Hosea het God se woorde so geuiter, waar God gesê het, hy trek sy mense nader met toue van liefde, en die New Living Translation sê, with ropes of kindness and love. He ropes us in, is die Engelse spreekwoord. God het ons in hierdie jaar deur sy genade, en onder andere deur hierdie rooi tou van genade, jou en my nader getrek, sodat ons net opnuut weer bewus kan word van God se genade vir ons. Want geliefdes, ons het elkeen 'n verlede, ons het elkeen 'n lewensverhaal, ons het elkeen 'n storie, 'n history or 'n her story. Daar's aspekte van ons lewens waaroor ons nie trots is nie, van ons verledes. Goed wat vir ons sleg is en wat vir ons moeilik is, goed wat ons dalk oor skaam is. Ek het dikwels weer in hierdie jaar gewonder oor die lewe van Rahab.
Baie keer gedink, was daar nie geleenthede wat sy graag van hierdie ou lewe, van haar omstandighede, haar wêreld wou wegkom en ontsnap nie. Maar sy kon net nie haarself help nie, en telke male het sy teruggeval in hierdie ou lewensverhaal, of ou lewensbestaan van haar. Sy was vasgevang. Dit was soos 'n swaar ketting, 'n konstante herinnering aan haar mislukkings. En toe ons in hierdie jaar oor hierdie goed gepraat het, was die jaar nog dalk vroeg en vars en het alles nie vir ons sin gemaak nie. Maar nou dat ons terugkyk oor hierdie jaar en goed wat in ons lewens gebeur het, selfs net in hierdie jaar, voel goed vir ons bietjie anders. Dink ek het ons weer net nodig om te hoor dat God se genade nog steeds daar is. God se genade is nog steeds, want ons ken almal die probeer en die misluk, die opstaan en terugval, daai diep groef, daai strik, daai vasgevang. Ons ken ook almal daai skaamte, daai spyt, the shame and the regret, wat ons aftrek en ons terughou. En elkeen van hierdie goed kom net om weer hierdie leuen aan ons te verkondig. Jy's onwaardig. Jy's nie goed genoeg nie. Jy's 'n hopeless case. Ag, ons kan dit opnoem. Want dikwels kyk ons na ander mense se lewens en dan kyk ons na ons eie lewe en dan dink ons, maar hoe is dit moontlik? Hoe kan ek deel wees of my lewe deel wees van God se groter plan? Maar dis Rahab se lewe wat weer vir ons kom hoop gee, dat ongeag wie ons is, ongeag wat ons gedoen het, ons reputasie, ons lewenstyl, God se genade is vir ons genoeg. Grace upon grace. Daarom het hierdie jaar 2025 jou en my uitgenooi om dieper te kyk, verby onsself te kyk en die grootheid van God se genade te kan kom raak sien. En miskien het Rahab se lewensverhaal 'n klomp goed in ons lewens weer kom wakker maak. Dis soos water wat gaan lê het en alles wat sleg en vuil is, het onder gaan lê, maar die oomblik as jy 'n bietjie roer aan daai water, dan kom alles weer op. En dalk in hierdie jaar het goed wat ons gedink het ons oorwin het en goed wat ons gedink het ons agter ons gesit, deur Rahab se verhaal weer op na die oppervlak gekom. En dis nie sleg nie. Dis nie sleg nie. Dis goed. Want dis die goed wat weer God se genade nodig het, weer God se grootheid nodig het, weer net daai wete dat God ons kan vergewe, ons vrymaak, of God ons vrygemaak het, want die vyand is 'n leienaar, en hy wil baie keer hierdie verlede van ons, wil hy gebruik om ons vas te hou, terwyl God se genade kom om ons te bevry. Rahab se verhaal het verder gestrek as net die hoë mure van Jericho. Dis eintlik 'n heenwyse na groter mure, daai skeidsmure van sonde en ongeregtigheid. En weet jy wat? God se genade, God se liefde, deur sy seun Jesus Christus, deur die kruis en sy kruisdood, het God se genade net weer aan ons kom bewys. Geliefdes, God se genade is groot. En is Max Lucado wat geskryf het, hy sê, God se genade vind ons waar ons is, maar dit los ons nie daar nie. God's grace finds us where we are and does not leave us there. Is jy nie dankbaar dat genade ons vind, maar genade los ons nie waar ons is nie. Genade tel ons op, genade maak ons vry. En ek wil vanmôre vir jou sê, ongeag hoe hierdie jaar vir jou uitgespeel het, ongeag wat gebeur het, God se genade is selfs hier vir jou en vir my beskikbaar aan hierdie einde van 2025. Dis nie elke dag, dis beskikbaar elke dag. Geliefde, wat het ek en jy in hierdie jaar met die reddingtou van God se genade gedoen? Het ons dit vasgegryp soos wat ons uitgenooi was? Dalk het ons eers in hierdie jaar dit so 'n bietjie laat los en dit deur ons vingers laat glip. Het jy jou greep op hierdie genade versterk of het jy so 'n bietjie laat gaan? Dan wil ek jou vanmôre aanmoedig, wil jy nie weer aan hierdie genade tou vasgryp nie?
wil jy dit nie vashou met alles wat in jou is nie. Ek wonder of Rahab soms gewonder het, nadat sy daardie verspieder spioene vrygelaat het, of sy die regte ding gedoen het, of sy die regte ding gedoen het om hulle in haar huis te hou, of sy die regte ding gedoen het om hulle te glo. Ek dink elke klop aan haar deur was daar vrees aan haar hart. Is dit vandag dat sy uitgevang sou word? Is dit vandag dat iemand vir haar sou sê, ons weet wat jy gedoen het? Iemand het hierdie woorde geskryf en ons het daarna gekyk in hierdie jaar. Courage is not the absence of fear, but the decision to trust God in the face of uncertainty. Hulle het aangegaan om te sê, faith is acting on God's truth even when the path is unclear. Begin van hierdie jaar het ons nie geweet wat hierdie jaar vir ons gaan inhou nie, hoe dit gaan uitspeel. Maar onthou jy hoe opgewonde ons in die begin van die jaar was met hierdie uitnodigings? God se genade, dubbel genade, en ons het dalk miskien ons eie prentjie gehad van hoe hierdie jaar sal lyk, hoe hierdie jaar sal uitspeel. Ons was vol moed, maar soos die jaar uitgespeel het dinge dalk anders ontvou as wat ons gedink het dit gaan wees. En terwyl ons nou vandag terugkyk oor hierdie jaar, kan ons dalk wonder en vra, maar is dit dan hoe genade lyk? Is dit dan wat dubbel genade is? En dalk voel jy half teleurgesteld. Dalk is jy kwaad, dalk voel jy bedrieg en wanhoopig. Geliefdes, as daar iets is wat ek geleer het in my paar jaar in die bediening, is dit dat daar nie maklike antwoorde is vir moeilike vrae nie. En dikwels is ons geneig om sulke clichés te gebruik. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek weet nie waar jy is en waar jy jou bevind nie. En dalk het jy 'n moeilike vraag, want goed het nie uitgewerk soos wat jy gedink het nie. Genade het nie vir jou gelyk soos wat jy gedink het, genade vir jou gaan lyk nie. Dis dalk moeilik. En daar is dalk nie vandag 'n maklike antwoord nie, maar ek het ook een ding geleer, dat ek nie namens God hoef te antwoord nie, en ek hoef ook nie God te probeer verdedig nie. God is God, en God bly God. Maar ek wil dit vir jou sê, God is nie klaar nie. God se genade het nie opgeraak nie. Dis Jakobus, wat onder andere oor Abraham skryf en oor sy lewe. En as jy terugdink oor Abraham se lewe en die feit dat hy God gehoorsaam het, was daar klomp goed wat in sy lewensverhaal nie heeltemal uitgewerk het soos wat hy gedink het nie. Maar aan die einde van die dag sê Jakobus 2 vers 23, Abraham het God geglo en dis hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Ag, die message parafrase bring dit weer so 'n bietjie huis toe na ons hele rooi tou van genade. Hy sê, it's that weave of believing in acting that God Abraham named God's friend. It's that weave, daai verwewing van geloof en optrede, daai tikva. En ek het net weer gaan kyk na die woord tikva en sy betekenis. Dit kom van daai werkwoord kwava wat beteken dis 'n invleg. Hy sê an act of combining a multiple of strands and coiling those into a single much stronger cable. Hy sê ook, it is used to mean to gather or to collect, but also in the sense of to hope or eagerly await, to look patiently and to tarry. Abraham moes lank wag vir sekere beloftes van God om vervul te word in sy lewe. En ek wil weer nie 'n maklike antwoord gee vir 'n moeilike vraag nie, maar ek wil jou uitnooi om aan hierdie geloof te hou, God se genade vas te hou. Jakobus skryf ook oor Rahab, en Rahab se verhaal eindig nie net by die mure van Jerigo en die verlossing nie. Rahab word opgeteken as deel van die lyn waarin Jesus Christus kom, deel van Jesus se geslagsregister. Maar luister wat sê Jakobus 2 vers 25 en 26 oor haar in die message parafrase. Hy
Hy sê that seamless unity of believing and doing, that's what counted with God. That seamless unity. Hoe lyk 'n seamless unity? Met ander woorde, jy kan nie dit onderskei wat is wat nie. Dis 'n eenheid. Geliefdes, so terwyl ek en jy terugkyk en besin oor 2025, kan ek jou vandag aanmoedig om in geloof vas te hou aan God se woord, vas te hou aan God se beloftes. Soos iemand wat desperaat vashou aan 'n reddingstou, maar om ook te wag, om te wag op God, om te wag op God se uitkoms, om te wag op God se antwoord, om nie terug te val in jou eie vermoë, in jou eie krag nie. Wag op sy genade. God se tyd is die regte tyd. Tydens ons Sondag van Seën, in die begin van die jaar, het ek die woorde van God aan die volk daar in Deuteronomium 8 vers 2 aangehaal, waar God vir die volk gesê het, ek wil hê julle moet dink aan die hele pad waar langs julle gekom het. Dit het verwys na daai 40 jaar wat hulle in die wildernis geswerf het. Dink aan hierdie hele pad waar langs julle gekom het. Geliefdes, as ek en jy terugkyk oor 2025, ten spyte van alles, ten spyte van dit wat nie uitgewerk het soos wat jy gedink het dit gaan uitwerk nie, of wat ook al gebeur het, of wat ook al nie gebeur het nie, wil ek jou vra, dink bietjie terug oor hierdie hele jaar. Kan jy God se genade in jou lewe in hierdie jaar bespeer? Moenie vinnig antwoord nie. Gaan dink daaroor. Die blote feit dat ek en jy vandag nog hier is genade. Dis nie verdienste nie. Genade is meer as net dit wat ek en jy as genade beskou. So, voor 2025 heeltemal verby is en die gordyn totaal en al sak en dit donker word op die verhoog en die laaste korrel deurval en 2026 in volle swang begin, kom ons dink oor die pad waar langs ons gekom het. Kom ons sien God se genade raak in hierdie jaar wat amper verby is. 2026 lê vir ons voor en ons weet nie wat hierdie jaar vir ons gaan inhou nie. Maar daar's 'n ou koorvers wat ons eintlik bitter selde deesdae sing. En hierdie koorvers ken jy, hy sê, omdat hy leef, because he lives. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Die Engels sê so mooi, I can face tomorrow. So geliefdes, ons weet nie wat 2026 vir ons inhou nie, maar ons weet, genade het ons deur 2025 gedra, and because he lives, omdat hy leef, sien ek en jy kans vir môre. Sien ons kans vir 2026. So, ek wil jou uitnooi voor hierdie jaar heeltemal klaar is en voor die nuwe jaar begin, sal jy tyd neem. Sal jy weer besin. Alles wat ek vanmôre met jou gedeel het, is niks niets nie. Ek en jy het dit gehoor reg deur hierdie jaar. Maar weet jy wat is belangrik? Om te gaan sit en daaroor te gaan besin. Want toe ons daaroor gepraat het in die begin van die jaar of deur die loop van die jaar, het ons nog nie geweet hoe hierdie jaar gaan uitdraai nie. Maar nou dat ons kan terugkyk, kan ons weer anders oor sekere goed dink. So ek wil jou uitnooi. En my gebed is dat hierdie jaar vir jou 'n goeie jaar was. En dat hierdie jaar wat voorlê, 2026, vir ons elkeen 'n besonderse jaar sal wees. Die Here se nabyheid, sy goedheid en guns en sy genade met ons sal wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie jaar 2025 kan afsluit. Die jaar van genade, dubbele genade, genade op genade. Maar Here, daar was een spesifieke oomblik toe ons in hierdie jaar gepraat het oor u antwoord aan Paulus. Te midde van sy vrae het u vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg. En dankie
dat u genade vir ons genoeg is en dat u genade ons sal dra. Here, my gebed is dat u elkeen sal vul met u goedheid en u guns, dat elkeen u vrede sal ervaar. Here, en wanneer ons in 2026 weer by mekaar kom as dit u wil is, Here, dat ons sal terugkyk, sodat ons vorentoe ook kan beweeg. Sal u ons geliefde seën en elkeen wat ook na hierdie woord luister. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil jou uitnooi, net voordat ons afsluit, na ons Sondag van Seën, die 11de Januarie om 9:00, dan gaan ons weer saamkom by hierdie wonderlike geleentheid en so saam die jaar 2026 begin. Shalom.